Goeiedag, baie welkom. My naam is Jaco Pieter en ek praat vandag oor praktiserende geloof. Wat dit beteken om 'n praktiserende Christen te wees. Praktiserende Christendom is vir elkeen van ons 'n uitdaging. Dit beteken om te praat oor die goeie nuus, om te getuig oor wie Jesus in jou lewe is. En dit is so dat mens so met die jare geleer is deur 'n klomp instansies dat jy 'n disippelskap kursus moet doen of dat jy 'n graad moet kry of dat jy opgelei moet word om oor Jesus te praat en die moets en die moenies en dies meer. Wanneer ons gaan kyk na Paulus, dan kom ons agter dat Paulus 'n baie eenvoudige benadering volg. En die eenvoudige benadering wat Paulus volg is 'n baie kragtige benadering. Paulus praat oor die inhoud van die evangelie. En wanneer Paulus praat, wil hy die mense leer dat hulle wêreldbeeld volgemaak moet word met die evangelie. Die wêreldbeeld is die lewensuitkyk wat elke persoon het op die lewe. 'n Lewensuitkyk op geloof, 'n lewensuitkyk op die kerk. Natuurlik is daar baie gesonde maniere om na die kerk te kyk en die meeste van die gelowiges het juis hierdie vermoë om gesond na die kerk te kyk en gesond na die wêreld te kyk en betrokke te wees by die nood van die wêreld. Die alledaagse lewe van 'n individuele Christen is baie belangrik. Jy het al seker gehoor dat mense sê, hierdie is net Sondag Christene, hulle gaan Sondag kerk toe en dan eers weer volgende week is hulle Christene. En ons wil vandag kyk wat dit beteken om jou hele lewe 'n ingesteldheid te hê van 'n praktiserende Christen, iemand wat voortdurend ernstig is oor hulle geloof en op 'n gemaklike en liefdevolle manier die liefde van die Here en die boodskap van die Here kan oordra. Jy het ook al die sê ding gehoor wat baie mense sê, getuig oor die Here en as dit nodig is, gebruik woorde. Dit het baie mense lam gelê en laat dink, hulle hoef nie eintlik iets te sê nie. Nou ja, alhoewel ons dade en ons liefde en ons omgee een van die belangrike sleutels is om Christene te wees, want daardeur gaan definitief 'n getuienis uit van hoe ons met mense praat, hoe ons mense aanvaar, hoe ons vir mense liefde gee en hoe ons uitreik na mense wat in sonde vasgevall is en die feit dat ons hulle nie oordeel nie, die feit dat ons vir hulle daar is. So ja, ons dade speel natuurlik 'n baie belangrike rol. By Paulus leer ons natuurlik dat hy opgradeer en nie net met sy dade wys nie, maar baie met sy woorde aandui in wie hy glo en wie die ware God is. So sien ons in die boek Korintiërs waar Paulus aankom by 'n gemeente, 'n hawe stad wat geleef het met geweldige onsedelikheid en tempelprostitusie en mense wat hulle self oorgegee het aan rowwe losbandigheid en mense wat afgode aanbid het, Apollos tempel wat daar was en mense wat natuurlik na die Apollos tempel toe gegaan het om 'n boodskap te kry. Daar het 'n profetes daar gesit en 'n blaartjie geëet wat haar bedwelmd gemaak het en in hierdie beswyming van haar het sy 'n paar woorde geuiter en dan was daar iemand wat dit neergeskryf het en gesê het hierdie woorde is direk van Apollos af. En Paulus stap in daardie gemeente in byvoorbeeld en hy leer vir hulle wat die belangrikste gawe is en dit is natuurlik liefde. En hy help hulle om te onderskei tussen wat in die Apollos tempel gebeur en wat gebeur wanneer die Here vir ons inspireer om tale of klanke te gebruik. Natuurlik dan ook al die gawes, die werksgawes, die gawes wat belangrik is om die gemeente op te bou en toe te rus. En Paulus stap in die gemeente in en hy is vreesloos en hy praat oor wie Christus is. Daarom sê hy in 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5, ek het na julle toe gekom met angs en bewing, maar nie met groot woorde of geleerdheid nie, maar wel met die vaste oortuiging dat die Heilige Gees werk en dat die krag van God en die evangelie natuurlik die waarheid is. So daar het hy hom nie besig gehou met die slimmigheid of die debatte saam met slim filosowe nie en hy het ook nie vir die Jode die nodige tekens gegee wat hulle wou gehad het nie. Maar wat hy wel gedoen het is hy het gepraat oor Jesus wat gekruisig is. Paulus skryf ook in die Romeinebrief, Romeine 10 van vers 14 af. Jy kan nie die Here vra om jou te help as jy nog nie eens weet wie hy is nie. En hoe kan jy weet wie hy is as jy nog nooit van hom gehoor het nie?
En hoe kan mense van hom hoor as daar niemand is om hulle van hom te vertel nie? En hoe kan mense vir ander mense van hom gaan vertel as hulle nie gestuur word om dit te doen nie? Daarom sê die Bybel, hoor hoe wonderlik klink die voetstappe van diegene wat vir ander mense gaan vertel van al die goeie dinge wat God doen. En hier by Paulus leer ons in Romeine hoe belangrik dit is om te vertel wie God is, om te vertel wie die Here is en wat hy doen. En dit is natuurlik vir ons as praktiserende Christene baie belangrik. So Sondag is belangrik en kerk toe gaan is belangrik en Bybelstudie en saam bid, saam gelowiges is belangrik en om met ons dade te wys is belangrik. En as ons dan nou daadwerklik wil praktiseer as 'n Christen, dan moet ons vertel wie God is, want hoe gaan mense verstaan wie die Here is? Kyk byvoorbeeld in Handelinge, waar daar vir mense gevra word, het julle die Heilige Gees ontvang? En hulle antwoord, maar ons het nie eers geweet dat die Heilige Gees gekom het nie. Wat net weer vir ons bevestig hoe belangrik dit is om te praat oor wie die Here is. En dat ons as gelowiges moet praat oor wat die Here in ons lewe doen en wat die Here vir ons beteken. En in Romeine wil Paulus natuurlik vir die heidene en die Jode, die Joodse Christene, die heidene wat Christene geword het, leer dat daar nie oordeel moet wees tussen hulle nie, dat die Here vir almal van hulle vryspreek en vir hulle red, en dat die Here eintlik wil hê dat hulle gedagtes nuut moet word, dat hulle nuut moet dink, dat die Here hulle deur 'n transformasie moet sit, 'n metamorfose, sodat hulle gedagtes gelyk word aan dit wat God wil. En dit wat God wil, staan in die Bybel. Hy wil hê ons moet vir hom werk. Hy gee vir ons gawes om hierdie werk te kan doen. En ons lees in die Bybel van soveel gawes wat oor werk gaan. Dink byvoorbeeld aan leiding gee, onderrig, om 'n evangelis te wees, om 'n prediker te wees, om 'n herder te wees, 'n leraar te wees. Gawes wat van Christus afkom. En 'n praktiserende Christen is iemand wat hierdie gawes praktiseer. En hierdie gawes help ons om vir mense van Jesus te vertel, sodat hulle meer van die inhoud het van wie Jesus is en waaroor dit gaan om vir Jesus te volg. 'n Praktiserende Christen is 'n Christen wat voete het om te loop, soos Paulus in Efesiërs 6 sê, die evangelie, die voete wat die evangelie bring. Dieselfde wat Paulus hier in Romeine skryf, dat daar voete is wat die evangelie bring om te gaan vertel, om te gaan preek. Want hoe gaan mense weet as niemand hulle vertel nie? En ons moet vir die mense van God vertel. En Paulus help ons, dit is so eenvoudig om dit te doen. Selfs as hy gaan praat in Athene, dan sê hy vir die mense, julle aanbid 'n God, maar ek wil vir julle vertel van die God wat ek aanbid, die lewende God. En 'n praktiserende Christen is 'n pratende Christen. En daarom moet ons in ons geloof, moet ons elke dag weet, hierdie praat, hierdie vertel, doen ons omdat ons oortuig is dat God die lewende God is. Soos Paulus, wat absoluut oortuig is daarvan, dat Artemis en Efese maar net 'n dooie God is, en dat die lewende God deur hom verkondig word, en daarom dat hy in Efese soveel probleme optel. Hy tel in Tessalonisense probleme op, en oralster tel hy probleme op, omdat hy vertel wie die God is wat hy aanbid. En 'n praktiserende Christen is nie 'n geheime agent nie, is nie 'n 007 wat agter die skerms werk nie. 'n Praktiserende Christen is iemand wat ook sê dat hulle 'n Christen is, dat hulle 'n weg volg, die pad volg, soos Lukas beskryf in Handelinge, dat ek iemand is wat op die pad loop wat die Here wil hê ek moet loop, en dit doen ek in my gesin, en in my gesin loop ek hierdie pad. Wys ek dat ek 'n praktiserende Christen is, dat ek in my huis bid, saam Bybel lees, saam na die wil van die Here soek, en saam gehoorsaam is aan die Here. Maar ook aan my werksplek, as ek daar by die huis uitstap, dat ek praat oor wie die Here is. Ja, natuurlik sal baie mense sê, ek wil nou nie dweperig wees of met die Bybel onder die arm loop nie, maar ons kan dit nie vermy nie, want 'n praktiserende Christen is 'n pratende Christen. Dis iemand wat sê wie God is, dis iemand wat praat oor wat die Here kom doen het. Dis iemand wat op so 'n manier praat oor Christus,
dat dit mense se verbeeldings aangryp. Ja, selfs die mense wat sê dat hulle nie glo nie, dat ons onsself ook beskikbaar sal stel en tot diens sal wees om hulle vrae te beantwoord, om met 'n liefde, 'n ingesteldheid van liefde met hulle te praat en na hulle te luister en vir hulle te wys hoe ons praat, watter oortuiging ons het en hoe ons oortuiging met hulle kommunikeer, deur vir hulle genade te wys, deur mooi na hulle te luister, deur nie mense te oordeel vir wie hulle is of wat hulle is nie. Want Philip Yancey beskryf juis in sy boeke Amazing Grace hoe die kerke mense verloor omdat die kerk nie meer 'n plek van genade is nie. En 'n plek van genade is nie 'n plek waar alles sommer toegelaat word wat verkeerd is nie, glad nie, inteendeel. 'n Plek van genade is waar mense ingenooi word in die aanbidding, om deel te word van die aanbidding van die Here. Genade beteken nie om compromises te maak met die wêreld en te begin saampraat met die wêreld en saampraat met ander gelowe en saam ander gelowe wil bid en saam ander gelowe wil deel vorm van 'n groter geloofsgemeenskap nie. Dit is ook nie 'n plek waar daar kompromieë aangegaan word om dinge wat in die Bybel staan te verbuig nie. Nee, 'n praktiserende Christen is iemand wat sê ek is iemand wat glo in dit wat in die Bybel staan en ek sal nie 'n kompromie aangaan om die wêreld tevrede te stel en dat ek my Bybel op 'n ander manier sal lees sodat ek in die wêreld sal inpas nie. Glad nie. 'n Praktiserende Christen is iemand wat bly by wat die Bybel sê, maar iemand wat dit op 'n liefdevolle manier kommunikeer. Iemand wat op 'n liefdevolle manier met mense werk. Iemand wat op 'n liefdevolle manier vir mense verduidelik hoe God werk, hoe die liefdevolle Here is, hoe groot sy ontferming is, hoe groot sy genade is, hoe die Here in mense se lewens 'n verskil kan maak, hoe die Here herlewing kan bring, hoe die Here genesing kan bring in 'n individu se lewe, 'n nuwe lewe wat mense kan ervaar. Om vir mense te bid dat hulle die teenwoordigheid van die Here kan ervaar, om vir ongelowiges te bid dat hulle hulle lewe vir die Here sal gee. 'n Praktiserende Christen is iemand wat elke dag daarop uit is om seker te maak dat hulle die dag aangryp, seker te maak dat hulle in die dag wat voorlê oor die Here sal gaan praat, sal getuig op so 'n manier dat gelowiges en ongelowiges daardeur aangegryp sal word. Daarom kan ons 'n praktiserende Christen wees. Ons het die toestemming van die Here, ons het die opdrag van die Here om dit te doen. Ons het die Heilige Gees wat ons help. Ons hoef nie onsself uit te sit as 'n super Christen of as 'n beraader Christen of as iemand wat 'n spesiale taak het as Christen nie en ons op so 'n manier half probeer 'n status gee nie. Nee, 'n Christen, 'n praktiserende Christen is 'n dienende Christen. Is iemand wat soos Jesus dien, iemand wat 'n lewe aflê, iemand wat vir die Here werk, iemand wat die minste is, iemand wat ander mense se belange eerste op die hart dra. Jy kan 'n praktiserende Christen wees. En jy is 'n praktiserende Christen. Gaan kyk mooi, let op hoe jy dit elke dag natuurlik beoefen en waar jy dit beoefen. En daarom kan jy vir die Here ook vra om jou te help dat jy jou geloof baie meer kan praktiseer. Baie meer gelykvormig kan praktiseer soos wat hy van jou verwag elke dag. En praktiserende Christene praat oor die goeie nuus. Is iemand wat oor die goeie dinge praat van God. Nie vasval by die negatiewe dinge van gelowiges en negatiewe dinge van die kerk en die wêreld nie, maar iemand wat absoluut oortuig is oor die goeie nuus wat daar van die Here Jesus vertel kan word. Iemand wie se lewe self deur die goeie nuus verander is. Gaan uit en gaan leef, praktiseer jou geloof, wees die voete wat die evangelie uitdra in 'n wêreld wat dit so nodig het. Begin by jou gesin, gaan na jou werk toe en die wêreld. Die Here sal vir jou baie ryklik seën en die Heilige Gees sal vir jou die nodige woorde in jou mond lê.